Goeiedag en baie welkom. Ek het amper nie my hande geklap nie. Wanneer ek begin, dan groet ek in die wonderlike naam van Jesus, groet ek jou, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader, die Here Jesus Christus en sy kosbare, wonderlike, lieflike, fantastische Heilige Gees. Amen. Prys die Here. Wow. Here, dit is die dag wat die Here gemaak het. Net soos elke ander dag, maar hier is die dag, Here, wat ons oorbly is, wat ons aan U kan opdra. Laat ek my net bietjie verskuif hierso. Iets is nie lekker nie. Sê, dis net 'n halwe sentimeter wat ek skuif, maar nou voel ek beter. Sê. Dit is Vadersdag. En heel eerste wil ek die belangrikste Vader, onze Vader in die hemel, vir hom dankie sê vir sy sorg, vir sy beskerming, sy liefde, sy genade. En dan ook aan elke godvreesende aardse Vader 'n geseënde Vadersdag toewens. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom in die wonderlike naam van Jesus na U toe, ons loof U, ons dank U, ons prys U, Here, U is God, U is die Koning. Here, dankie Jesus, dankie Heilige Gees. U die Vader is die Alfa en die Omega. Here, U is die God van wonders. U is alomteenwoordig. U is die Here, U is die Heilige Gees, U is die stem van God en U is die salwing wat die juke verbreek. Here, hou ons in U salwing, sodat ons, Here, in die naam van Jesus, Here, nog sonder om te spreek, Here, dat U salwing, U teenwoordigheid, hierdie juke oor ons en om ons, Here, verbreek. Ons loof U en ons dank U. Here, ek dra elke ander persoon in U op, maak nie saak wat hulle situasies is nie, Here, U is goed. En U is genadig. En U sê in die woord, Here, U genade is genoeg vir ons. Here, ons kan so baie goeders bid en vra en doen, en dit is goed, Here, U sê in die woord, Here, julle kry nie, want julle vra nie, so ons moet vra. Maar Here, ons vergeet altyd, dat U bo alles sê, my genade is vir julle genoeg. Here, laat ons meer vir U genade bid, en U genade spreek, en U genade, Here, proklameer. Dit is genoeg vir my vir hierdie dag, dit is genoeg vir my vir hierdie situasie, in die Here Jesus, wat genoeg is, in God die Almagtige, wat meer as genoeg is ek klaar, Here, oor hierdie, wat oor die stert. Prys U heilige naam. Here, seën ook hulle wat in hierdie maand getrou was met hulle tiendes, hulle offers aan U. Dankie, Here, dat daar nie 'n sent iewerste in 'n banksak lê nie, in 'n saadsak, met ander woorde, wat nie kan ontkiem nie. Here, seën ook weer in hierdie week, Here, vir Wayne en vir Michelle en hulle offer aan U. Seën hulle in die rykdom in Christus en spreek met ons, Here. Ons is hier om te hoor wat sê die Here, Here. Amen. Amen. Vadersdag, eienskappe van 'n goeie vader. Nou hierdie is nie net vir vaders nie, dit is vir vrouens, dogters, tannies
en anties. Daar is maar so 'n verskil tussen tannies en anties. Right. Die goeie Vader, as ons net weer sien wie is die Here, is die goeie Vader. En 'n Vader, wat is 'n goeie Vader volgens die Here se woord? Psalm 103 vers 13. Oor vaderskap staan daar in Psalm 103 vers 13. Ek gaan dit vir jou lees. Wow, 'n vader ontferm hom oor sy kinders. So ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Wow. Party Bybels in die ou vertaling, 33 vertaling sê, gelyk 'n vader hom ontferm oor die kinders. Amen. Wat beteken dit, Here? Wat beteken daardie ontferm? Soos 'n vader hom ontferm, so ontferm die Here hom oor ons. Weet jy, nou hoor hierdie is wow. Hierdie is regtig skyrockets wow. Die Hebreëse woord wat Dawid vir ontferm hier gebruik het, want Dawid is die skrywer hier van Psalm 103. Die Hebreëse woord vir ontferm is gemla. Gemla. En gemla, weet jy wat is so amazing aan gemla? Gemla beteken nie net ontferm soos wat ons dink aan ontferm nie. Dit sluit 'n hele klomp goed in. Dit sluit iets soos 9 dinge in. Wow, daardie gemla woord. En ons gaan kyk wat beteken gemla, want wat beteken hierdie ontferm? Want Here, dit is wat in u oë 'n goeie Vader is en wie u is. Nou een is 'n goeie Vader. Gemla is om te dra en vas te hou. Om te dra en vas te hou. As jy mooi dink aan 'n aardse vader. Een van die eerste dinge wat 'n vader doen, kom ons begin by 'n babatjie, wanneer 'n kind 'n babatjie is. Een van die eerste dinge wat 'n vader doen, ja, die moeders doen ook seker goed, maar ons is vandag by die vaders, né? Die eerste ding wat 'n vader doen, is om sy kinders te dra en vas te hou. Het jy al baie gesien? Ek sien dit tot in die winkels. Die ma en die pa loop, maar die pa loop met die kleintjie. Hulle hou hulle vas. Hulle dra en hou die kinders vas. En net soos 'n pa baba in sy arms dra, so dra die Here ons, wie sy kinders is. Hy dra ons in sy arms en hy hou ons vas. Hy hou ons vas in tye van swakheid, hy hou ons vas in nood, hy hou ons vas. Hy verlaat ons nooit nie, maar is altyd daar om ons te ondersteun en te beskerm. 1. Gemla beteken om te dra en vas te hou. Die tweede wat gemla beteken is om te leer. Om te leer. Ons besef dit nie, maar 'n vader speel 'n noodsaaklike rol in die onderrig van sy kinders. Hoekom? Want kinders hou die pa dop. Waar leer jy al jou streke van jou pa of wat jy dop gehou het? Dit is so eenvoudig soos dit. Maar dit sluit in om te leer, sluit om hulle te leer, om hulle self te ken. Baie belangrik. Om hulle te leer, om hulle self te ken. 'n Goeie vader dwing nie sy persoonlikheid op sy kinders af nie. Maar maak van hulle klein Pieties of Jannies of wat sy naam ook al is nie. Nee, hy dwing nie sy persoonlikheid op sy kinders af nie, maar hy help. Hoor hierso, hy help sy kinders om hulle eie identiteit en waarde te ontdek. Hy leer hulle wie hulle is, nie net in die wêreld nie, maar ook in die oë van God. Here, ek dink die meeste is baie paas, Here, wat hier
Here, ver te kort kom. Dit is die kerk, dis die sonneskool, dis die something, dis iets. Hulle moet die kinders vertel van die Here. Hulle praat nooit met die kinders oor die Here nie. Nee, jou eie identiteit te ontwikkel, maar ook wie jy in die oë van God is. Dit beteken ook om hulle te leer om te loop, daardie woord, gemla. Om te leer om te loop. Wanneer 'n kind leer loop, is my altyd so snaaks, wanneer kindertjies klein is, waar jy dan sien pa baie prominent, oralste. As die kindertjies loop, is hy heel voor. En is die een wat hulle seker die meeste aanmoedig en vashou, en die handjie vashou, en die, totdat hulle seker 3-4 jaar oud word, en dan begin die pa al minder op die voorgrond tree, in baie gevalle. Hy is die een wat hulle aanmoedig en hulle vashou. En op dieselfde manier lei die Here ons op die pad van die lewe. Hy help ons om te leer om die pad, hierdie pad te volg in hom. Hy leer ons om te loop. Hy leer ons, en hy moedig ons aan om, Here, om ons identiteit in hom te kry in hierdie wêreld en in die Here self. Prys die Here. Gemla beteken ook om te leer praat. Ek hou hierdie baie kort, ek het dit verskriklik lank gehad, toe sê ek, Here, wat vat hier aan? Kom ons maak dit kort en kragtig. Die Here het dit wonderbaarlik kort en kragtig gemaak. 'n Vader leer sy kinders hoe om te kommunikeer en wat om te sê. Jy sal altyd jou opa maar dop met 'n klein babatjie. Hoor hierso? Die heel eerste ding wat die pa die kind wil leer is sê, Papa. Dit is papa die hele tyd. Nee, vergeet jou maar, sê papa. Hulle leer hulle om te praat. Net so leer ons hemelse Vader ons hoe om met hom te praat. Hy leer ons deur sy woord hoe om te praat met hom. Hy leer ons deur sy woord wat om te sê. Hy leer ons deur gebed om met hom te praat. Wow, Here, aan al hierdie punte sover, Here, U voldoen volkome aan elke een. Gemla beteken ook, hierdie gemla woord is verboed julle, om te berispe. 'n Goeie pa berispe sy kinders. Dit is nie maak van hom hierdie pynlike mens wat net moan en net kritiek soek en alles nie. Nee, hy berispe sy kinders wanneer dit nodig is. Sulke tug, daardie berispering is nie uit woede nie. Baie pa se berispering is uit woede uit. Maar 'n goeie pa se berisping is nie uit woede nie, maar uit liefde uit. Hoekom uit liefde uit? Want hy korrigeer jou, dat jy nie weer dieselfde fout moet maak nie, want hy is lief vir jou en hy wil hê jy moet beter doen, beter in die Here doen. So korrigeer die Here ons ook uit liefde, om ons te lei op die pad na die ewige lewe. En hy berisp ons, partykeer praat hy hard met ons, partykeer moet hy ons stigtig, maar hy doen dit net soos 'n goeie Vader, om ons op hierdie pad te hou. Amen.
Gemla beteken ook, ek dink daar's nog 2, om te help. Om te help. Wanneer te help, wanneer geval word. Wanneer 'n kind val, dan kyk maar, die ma is ook baie bekommerd en ja, is daar so, maar dit is die pa wat kom en die kind gewoonlik optel. En dan is dit die pa wat, hier as hulle klein is, hulle verskriklik troos. Pa's kan klein kindertjies troos, maar wanneer hulle groot word, is dit gaan nie jou ma toe. Is dit nie? Nee. Gemla is 'n goeie eienskap van 'n vader om te help wanneer geval word. So help die Here ons ook wanneer ons struikel en val. Die Here is daar. Hy steek sy hand uit. Here, ons moet net opkyk. Waar is u hand en gryp na u hand? Want die Here is daar. En dan, ek dink dit is die laaste punt, ja, van Gemla. Gemla beteken ook innerlike ontferming. Innerlike, binne-in, diep binne-in. 'n Innerlike, wat is ontferming? 'n Innerlike liefde, 'n deernis vir sy kinders. Hierdie ontferming is 'n weerspieëling van die diepe liefde wat die Here vir ons het. Omdat die Here hom oor ons ontferm het, die Vader, het hy sy seun gestuur uit liefde, uit ontferming uit, om ons te red. Sy hart gloei van liefde en sy hart brand van ontferming. Dit is Gemla. Dan dis seker dan die derde punt, ja, ek dink is die derde punt dan, van die goeie Vader, wat daai ontferming beteken, die woord daar ontferming beteken om te troos. Om te troos. Wanneer ons benoud is of hartseer is dit die goeie Vader wat ons troos. En hoe troos hy? Hy gee ons hoop en moed om weer aan te gaan. Hy praat vir jou moed in. So troos die Here ons ook in ons ellende, in ons struikelinge, in ons worstelinge, in ons nood. Die Here troos ons met sy vreugde en sy liefde, selfs in ons hartseer, in ons moeilikste tye. Die Here troos ons. Wow. Hy troos ons met sy woord, met sy gees, met gees en waarheid. Prys die Here. En dit is wat daardie woord ontferm beteken in daardie versie. En duidelik is dit, Here, dan sê jy daar net soos 'n Vader, so is die dit is die eienskappe wat die Here vra van 'n pa. Dan is daar ander dinge. Dit is een van die grootste seën van die Here om 'n vader te kan word. En daar is sekerlik iemand wat nou vandag na op hierdie oomblik, wanneer jy hierdie kyk, wat hierdie uitsending kyk, wat luister, en wat verlang, veral op 'n dag soos hierdie, wat Vadersdag genoem word, wat verlang na 'n vader wat hy of sy verloor het. Na 'n man wat hy of sy verloor het. 'n Man wat sy verloor het, nie hy nie. Skus. Ja. Maar wees verseker dat ons hemelse Vader het jou lief en hy
Kom ons gaan terug na Gamla toe. Hy ontferm hom oor jou. Wees verseker dat die Here is lief vir jou en hy sal jou troos. Ja Here, dit bly nooit is dit lekker nie, maar U gee ons vrede en U vertroos ons. Wees daarvan verseker. Dan is daar so iemand wat kyk, wat so graag 'n vader sal wil wees, maar aan wie die Here in sy, jy moet dit, laat dit hier ingaan vanoggend, Here, in Jesus naam. Die Here in sy onbegryplike wysheid, onthou jou nog van die seën van kinders. Die Here weet hoekom. Maar hy doen dit in 'n onbegryplike seën wat ek en jy, 'n onbegryplike wysheid wat ek en jy nie sal verstaan nie. Nou ek vra in die naam van die Here vanoggend, Here, mag U vir hierdie man, hierdie man wat graag 'n vader wil wees, en sy eggenoot, mag jy hulle genadig wees, mag jy hulle naby wees, mag jy hulle gebede verhoor, en mag U hulle in die tussentyd dra in hulle moeilike verlange na 'n kind. Ek bid dit in Jesus naam vanoggend vir jou. Baie sal sê, ek sluit af, jy nou terwyl jy die goeie vader word. Hoekom? Want daar is nou vergifnis in die bloed van Christus Jesus vir jou. Maar jy kan dit volbring in oorgawe aan die Gees van God. So die Here kan jou vergewe, oorgawe aan die Here. Die Here se Gees kom in jou in en van hier af, Here, kan ek presies wees hierdie 9 punte wat U genoem het van 'n ontfermde Vader in U. Buite U gaan ek dit nie reg kry nie. En as dit jou begeerte is, dan sê ek, kom ons bid vanoggend gou saam. Kom ons gee dit vir die Here. Hierdie gaan die beste Vadersdag kan dit wees vir jou wat daar ooit was. Here, dis die dag wat ek, alles het so gedraai, toe ek aan U oorgegee het. Ek sal dit kort sinnetjies doen. Vader, in die naam van Jesus, wil ek U eerste dankie sê. Ek wil U loof, en ek wil U prys, vir aardse vaders, wie in oorgawe aan U lewe, en goeie vaders vir hulle kinders is. Vader, in die naam van Jesus dra ek ook die aardse vaders aan U op, wie nou uitroep, Here, vergewe my, want ek was tot nou toe op hierdie punt, nie hierdie Vader wat U beskryf nie. Here, vir hulle wat dood is, wat nie meer met ons is nie, vergewe hulle, Here, in Jesus naam. Maak jou, Here, maak my vry vandag van hierdie hartseer, van hierdie kwaad oor wat hulle gedoen het. Maak my vry. Vergewe my as 'n Vader ook nou vir my tekortkominge. Ek gee my aan U wil en leiding oor in Christus Jesus. Ek bely U as my koning en verlosser. Ek gee U die reg op oorgawe in my lewe. Dankie Here, ek is vry. Ek is 'n nuwe, ontfermde Vader in
Christus van hier af. Dankie vir u liefde en dankie vir u genade. Amen en amen. En prys die Here. En dit is dit. Wow. Wow. Dankie Here. Hier ons bid so. Maas, paas, bid vir hulle kinders. Dat hulle hierdie vader sal wees. Ons bid vir hulle, Here, as hulle nie die oorgawe wil doen nie, Here, as hulle nie, Here, dan bid ons hulle daarna toe, Here. Ek bid vir elke een, Here, vir vriende, vir kinders, vir my eie kinders, Here, vir 'n oorgawe in Jesus naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Yerecho geta Adonai bishmarecha. Yair Adonai pawanilecha wechochonechta. Yesa Adonai pawanilecha weasamlecha. Shalom. Die Here is jou seën, die Here is jou behoed, die Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees, jou vat ophef, ontferm oor jou en aan jou vrede gee. Amen en halleluja. Gaan leer van jou hemelse Vader, leer uit sy woord, leer in sy gees, leer in gebed, en streef om deur die Heilige Gees en in Christus, dit wat jy leer, wat die Here jou leer, om dit uit te lewe. Tot volgende keer. Wees geseën in Jesus naam.